Dankie dat die woord vir ons breek. Ons elke versterking van buite af. Geestesreële waar ons bind en kragteloos stel. Dat werke terugsteen op waterlose plekke waar dit vandaan kom. Maar bid vanmôre dat die Gees sal werk. Die saad geplant sal word en sal vrug voortbring tot eer en verheerliking vir die naam. Dankie Jesus. Ek leed swaar op U en ek prys U vanmôre dat U my help. Raak binne Pamela koel vir die altaar. Ligte oor van my verstand, helderheid na my gedagtes. Dankie vir die salwing, Here, wat op my rus, en salwing van die Heilige Gees wat die woord dryf. En ons prys U daarvoor in Jesus naam. En al die kinders van Here sê, Amen, amen. U mag maar sit, dankie. Wonderful. Is die Here nie goed nie? Ja. Here is goed. Die Bybel is nou veel goed. Yes, Lord. Nou ons geleesde gedeelte is uit Matteus, ons is nog besig in die boek Matteus of Matteus. Hoofstuk 12. En ons lees saam vanaf die 33ste verse tot en met vers 37. Die titel van my boodskap vanmôre is Jou hart gesond. Matteus 12, 33 tot 37. Kom ons lees die opskrif van daai gedeelte staan bome en vrugte. Ons het verlede Sondag oor gepraat so 'n bietjie. Bome en vrugte. Jy vind dit ook in Lukas 6, 43 tot 45. Jy kan daar gaan lees wat Lukas rondom dit skryf. Nou, Jesus sê wat as Here moet of die boom goed maak en sy vrugte goed. Of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg. Luister wat hy sê. Want aan die vrugte word die boom geken. Dan sê daar vers 34, ander geslag. Hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn. Die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. Maar ek sê vir julle dat van elke uitele woord wat die mens praat of spreek, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Vers 37. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Hulle sê almal op die woord van môre. Is jou hart gesond? Is die vraag wat ek vra. Nou, slegte mense, mooi woord pastoor sê vanmôre, slegte mense weet nie om goed te doen nie. En selfs iets goeds te sê nie. Want dit is deel van hulle DNA of gene. Want Jesus sê, aan die vrugte word die boom geken. Amplified sê, it is recognized and judged by its fruit. Luister wat dit sê. Dit sê nie 'n boom nie. Jy gelees daar. Dit sê nie 'n boom nie, want enige boom kan dit wees. Maar dit sê die boom wat wys na 'n spesifieke boom, 'n specific known tree. Verskil, né? En Jesus sê die boom. So die boom
wat se vrugte dra die boom? Dra die boom die regte vrugte, of is dit nie die regte vrugte nie? Moet daarna gaan kyk, interessant. En hy praat hier, en in die geleesde gedeelte praat hy met die geleerdes, Fariseërs, Sadduseërs van daardie tyd. En hy noem hulle prompt uit ander geslag. Jy sien, as die volk na die Fariseërs gekyk het hulle gesê die Fariseërs leef daarbo, hulle is volgens woord leef hulle reg. Want hulle bid soveel keer 'n dag, hulle vas, hulle gee, hulle doen goed en daai dinge, maar dit weerspreek dit wat in hulle hart was. En Jesus het by die uiterlike verbygekyk. Maak nie saak wat hulle probeer doen, hy het by hulle dit verbygekyk en het die hart van die mens raak gesien. Die hart van die Sadduseërs of Fariseërs raak gesien en hy noem hulle ander geslag. Dieselfde woord as wat Johannes die Doper gebruik het in die begin. Want die beskuldigende woorde waarmee hulle Jesus belaster het duidelik gewys wat in hulle bose harte aangaan. Met ander woorde, wat hulle gespreek het daar, die woorde wat hulle gespreek het, was dit wat in hulle hart was. Verstaan? Jy kan dit hoor, jy kan verstaan hoe Jesus opgetree het. Dat dit wat hulle gesê het gewys wat in hulle harte was. En Jesus kom en verduidelik aan jou en my, hoekom hy so sê. Nou die heel eerste belangrike punt onder dit. Kom die Here hier en hy sê, want uit die oorvloed van die hart, met ander woord, uit die oorvloei van die hart, is die ander woord. Uit die oorvloed van die hart, praat die mond. Kom ek staan net daar. Het jy geweet, ek kan daai glas op volmaak, 'n glas as ek volmaak tot op die rand, as ek verder gaan loop het oor. So wat jy inneem in jou innerlike mens, kom tot 'n sekere punt daar, en dan moet jy uitgee. Ek onthou goed nou by beginjare, was ek so vol woord gewees en ek gevoel ek gebars. Ek praat nou, ek gevoel ek gebars. Ek moes gaan uitgee, ek moes ander mense gaan vertel van die woord, so ek weer kan ruimte skep binne vir die woord. Verstaan? En net so hier ook, so jy kan inneem soveel as wat jy wil inneem, maar ergens dit wat jou hart is, moet uitkom. Dit moet uitborrel, dit moet gesê word, dit moet gespreek word. En as jou hart boos is, dan spreek jy bose dinge. Hy sê daar duidelik, 'n boom dra die vrug wat hy moet dra. Hy kan nie ander vrug dra nie. So wat hy boom mag wees. So as jou hart boos is, dan spreek jy bose dinge. So hy ergens moet hy uitborrel, ergens moet jy uitdink kan gee. Jou innerlike mens moet uitdink gee, net soos met lofprysing en aanbidding. Moet jou innerlike mens uitdink kan gee. En baie keer dan vat die liggaam saam en ons dans voor die aangesig van die Here. Maar uitdink moet jy gee, want jy kan alles binhou nie. Wanneer jy huil, wanneer jy hartseer is uitdink wat jy gee van dit wat jy binne voel. Jy kan nie alles binhou nie. En net so sê die Here, en wys hy vir ons, dat uit die oorvloed van die hart, uit die oorvloei van die hart, praat die mond. Die mond kan nie stil bly nie. Want die uitgang van die hart af is die mond. Kom nou mense. For the mouth speaks out of that which fills the heart. For a man's words depend on what fills the heart. So die woord wat ons uiter, dit praat nie van die vleeslike hart, jy luister mooi wat ons so sê, maar van die geestesmens. Met wat vul ons geestesmens? Men, jy kan ure voor die TV sit. En inneem. En nogmaals inneem. En jy vul
jou innerlike mens, die geestesmens, van jy met verkeerde dinge. Maar jy kan nie 5 minute gaan bid nie. Of selfs 10 minute Bybel lees nie. Verstaan? So, ons voed ons vleeslike mens. En ons hart word gevul met al die dinge. Maar ons voed nie ons geestelike mens nie. As ons die geestelike mens langs die fisiese mens moet laat staan vanmôre, as ons werklik waar 'n skeiding kan maak, van jou geestelike mens die kant staan en jou fisiese mens die kant, wat sê jy, wie gaan die waarste wees? Sal die pastoor sê. So net soos jy omsien na jou liggaam en jou liggaam voeds met die regte voedsel, so verwag die Here van jou en van my, dat ons geestelike mens sal voed met die regte voedsel. Dis hoekom ek die junk kan preek. Ek kan nie julle takeaways gee op Sondag nie, jammer. Ek kan julle takeaways gee op Sondag nie. Julle moet die waarheid hoor en die waarheid sê julle vrymaak. So wat jou hart van vol is, sal jou mond van oorloop. So jou geestelike mens word gevul. Dis hoekom ek en jy die ingangspoort na ons gedagtes moet ons patrolleer, moet ons sif, voordat ek en jy gedagte toelaat. Until the battlefield is in the mind. Jou geveg word hierbo gewen of verloor. As hy hier 'n saadjie kan plant, en jy stop nie daai saadjie nie, wat 'n onkruid is, gaan daardie saad in jou hart afval. En toe jou hart, want dit praat van die geestelike mens, is altyd vrugbare grond. Hallo? Dis voorbereide grond. So in daai voorbereide grond wat jou hart is, gaan saad groei en dan gaan onkruid groei. En daar's geen onderskeid wat gemaak word tussen onkruid en tussen goeie saad. Ek gaan nou daarby kom vir jou wys hoekom ek so sê. So uit die oorvloed van die hart praat die mond. Dus kom ons die ingang van die poort met ons gedagtes sif voordat ons dit toelaat. Aan die ander woord, jy weet, as 'n gedagte kom wat teen die woord van die Here is, dan stop jy dit. Paulus sê dit in sy eie woorde in oorspronklike teks. Hy sê stop dit. So die oomblik wat jy stop jy. Jy gaan nie oor daai gedagte ponder nie. Jy gaan nie oor daai gedagte dink nie. Jy gaan niks doen, jy stop dit. Jy neem my gedagte gevangene tot gehoorsaamheid aan Christus, jy dink daar nie meer nie. Ek in die beginjare, ek vertel ook gesukkel met my gedagtes. Vreeslik ewige dinge. En ek het altyd deur, ek kon nie verstaan nie, en die Here sê vir my, sing 'n koortjie. So die oomblik wat daai ding my gedagtes gevang het, dat ek 'n koortjie begin sing. So ek het die teengif gebruik om daai ding uit te dryf en te neutraliseer in my lewe. Net 'n koortjie gesing en ek weet nie wat om te doen, hy sit om met mekaar, verstaan? So maar jy moet werk maak met dit, met jou gedagtes met werk maak, want as die battlefield is in the mind. 2 Korintiërs 10 vers 5 sê, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, luister mooi, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Dat die woordjie gevange neem beteken om as 'n kruisgevangene weggevoer of vasgegryp te word en te beheer. Met ander woorde, ek beheer daai ding. Ek neem gesag met ek maak hom vas daar. En hy onderwerp my aan Christus, daai gedagte, né? Om te onderwerp soos 'n soldaat wat 'n vyand vasvat. Met ander woorde, die angel word uitgetrek. Voordat daai ding 'n kans kry om geplant te word in my hart, want hy gaan vrug voortbring, kanselleer ek dit uit na my gedagtes. Hy gaan die kans kry om geplant te word. Die mense wat praat, luister wat pastoor sê, meeste van die mense vanmôre ook hier sukkel met vrees.
Laat jy vrees toe. Nie meer daai vreesgedagte gevangene. Luister wat Jeremia 17 vers 19 sê. The heart is deceitful above all things, and is extremely sick. Who can understand it fully and know its secret motives? Matteus 12 vers 34 was 'n leesgedeelte waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Speech reveals the heart. Speech reveals the heart. Lukas 6 vers 45 sê, for his mouth speaks from that which fills his heart. Spreuke 23 vers 7 sê, as he thinks in his heart, so is he. Nie gaan word nie, soos hy dink, so is hy. Afrikaans sê, want soos hy in sy siel bereken, so is hy. Want soos hy in sy hart dink, so is hy in gedrag. Iemand wat manipuleer. Kom ek stel dit vanmôre so. Die hart voer die mond. Die pastoor sê, die hart voer die mond. Luister baie mooi vanmôre. Hierdie kortnering vanmôre is baie prakties. Ek en jy hoef nie lank na 'n man of vrou te luister. Luister mooi. Wat praat voordat jy 'n redelike, goeie idee kan hê van wat hulle harte mee gevul is nie. Ek glo ek het julle gesê, kan 'n kort ruk in 'n man se geselskap, in 'n vrou se geselskap sit, soos ek vir jou sê, of hy vrou se hart of man se hart gevul is met die woord. Ek sê nie ons moet net altyd deur woord gesels nie. Ek het in die begin so geglo, en ek het elke bestraf wat anders te gesels het as die woord. Verstaan toe die Here vir my sê, hoe gaan ek aan siele wen? So, jy praat rugby, jy praat resies, jy praat allerlei ander dinge, maar ek wag vir die regte oomblik om die staat te plant, verstaan? Maar as jou hart gevul is met die woord, dan praat jy woord. Jy kan hoor in 'n persoon se spraak en sy sê, kyk in sy optrede dat hy gevul is met die woord. Dit is nie gesê dat jy oordeelkundig moet wees nie, maar eerder dat jy moet onderskei, belangrik. En om die waarheid te sê, wanneer jy onderskei dat besoedeling uit die oorloopsklep is die mond, van hulle mond of uit die reservoir van hulle hart kom, is dit dalk die beste, indien moontlik om jouself vir 'n lang tyd van hulle spraak te skei. Wat sê pastoor altyd, kies jou vriende. Sê nie wel om herste nie. Maar weet jy, as jy nie gestig kan word in 'n geselskap, is jy op die verkeerde plek. As jy nie opgebou kan word in 'n geselskap nie, dan is jy op die verkeerde plek. Die beste is om jou te skaar met hulle wat jou opbou, te skaar met mense wat positief is. Want hoe langer jy in hulle geselskap bly, hoe meer gaan jy ontvang uit hulle uit, en dit is negatiewe dinge, en jy gaan negatief uitstap op die einde van die dag. Jou hart gaan gevul word met negatiewe dinge. Luister mooi. Paulus skryf in Efesiërs 4 vers 29 die volgende, dat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Since our words are so important, we should frequently pray the prayer of David. Luister wat bid hy, Psalm 141 vers 3 sê hy. Hy sê, set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. Wat sê die woord? Ons moet vinnig wees om te dink, maar stadig om te praat.
That's a prayer God will answer, for godly speech bring him glory. Another great prayer would be, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Psalm 19 vers 14. Let op David se assosiasies van woorde uit sy mond met die toestand van die hart. Hy praat van die hart en hy praat van die lippe wat die woord spreek. Met ander woorde, lippe wat spreek wat uit die hart kom. Hy koppel die twee saam. Mense, dit is belangrik. Wie is so vinnig om 'n ding te sê? En daai boodskap ek in die week weer gestuur, pyle van die tong. En ek gaan sê hoeveel geestelike bloeiende geestelike mense loop rond weens pyle van die tong. Ons is vinnig om 'n ding te sê, vinnig om op ons perkie te spring, vinnig om 'n ding te los, vinnig om vinnig op te tree en mense seer te maak. Min wetens dat agterna daai persoon 'n wrak word of 'n wrak gaan wees op die einde van die dag deur woorde wat ons gespreek het, en ons is te vinnig opgetree. Sien mens, daar's 'n woord wat sê jy krop dinge op in jou binneste, jy krop dit op. En ergens moet jy uitgee, maar voordat jy uitgee, maak seker dat jy woorde spreek van stigting in plaas van woorde wat afbreek. Tweedens wat ek hier sien. Jesus sê, vers 35, die goeie mens, bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn. En die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. Ander woorde wat ek wil sê, dat is ons woorde wat ons spreek, openbaar ons karakter. Ons woorde wat ons spreek openbaar ons karakter. Dan dat die Here sal ons, of kan ons, nie kan, maar ons karakter word nooit verander. Ek is Pieter Swart, ons my karakter. Maar die lelike doring saam met my karakter wat daar is, wat baie keer kop uitsteek, is waar jy aan werk. Hy doen die skaafwerk en skuurwerk aan my karakter. Ek bly nog Pieter Swart met dit, soos die Here wat my gebruik, as nooit almal dieselfde wees nie. Maar daai lelike dinge vat hy weg rondom my karakter. En hy gebruik my karakter tot eer en heerlikheid van sy naam. Verstaan? En die Bybel leer ons ook, en ek het daaroor gepraat met ons die woordskale, dat soort trek soort. Jy is al baie keer sien mense wat rondom jou skare dieselfde persoonlikheid baie keer as jy. Of die karakter as jy. Verstaan? En hulle klik maklik. Hulle verstaan mekaar want hulle karakter is dieselfde. Hulle dingetjies wat hulle doen is dieselfde. So die Here verander nie, maar hy werk aan jou karakter. Maar ons woorde openbaar ons karakter. Soos ek altyd deur bombasties is ek altyd deur verkeerde dinge raak sien. En ek is lelik, dan openbaar my karakter, of my woord my karakter, het wys vir my wat werklik waar in my hart weggeberg is. Al trek ek die mooiste pak klere aan, al kam ek my hare mooi, al lyk ek mooi van buite af, is my hart binne vrots. Kom nou mense. As jy nou 'n persoon kyk waar my sê, jy daai ou lyk hom, is daar smart gedres vanmôre, kyk waar hy lyk, want jy weet nooit wat die persoon se hart aangaan nie. Wat trap ek die persoon se toon en kyk? Wat tevoorskyn kom is wat in die hart weggeberg was al die tyd. En baie keer is net iets wat jy vir daai persoon sê, net iets wat jy doen, of op by persoon se toon trap, daai ding trigger en daai lelike geaardheid kom uit. Kyk dan Petrus, toe die Simon Bar-Jona sy kop uitsteek, toe hy kom, hy was Petrus genoem, die rots, en die Here sê Here, ek sal nie toelaat dat u gaan kruisig word nie. Toe sê die Here vir hom, gaan weg agter my Satan. Dis die mens wat gepraat het, die Simon Bar-Jona wat homself openbaar het. In die tyd van Getsemane toe die swaard trek, was die Simon Bar-Jona wat homself openbaar het. 'n ander karakter wat jy gewoond was.
'n persoon wat saam Jesus geloop het kom en hy trek 'n swaard uit die kap oor van daai man. Verstaan? Heeltemal iets anderste. En dis baie keer wat ons binneste weggebêre is. Die ander karakter, die ou mens wat tevoorskyn wil kom, wat nie goed is nie. Dit is 'n waarheid wat ons almal moet laat dink. Dink terug, luister mooi, aan die afgelope week en die woorde wat uit jou mond uitgekom het. As ek gestil sit vanmôre en dink dit, wat het ek in die week gesê, wat my karakter geopenbaar het? Anderste as hoe mense my ken. Ouch. Sy eina pastor. Jesus gee nog 'n onweerlegbare waarheid. Wat die mens in die lewe is wat hy in sy hart is. Die waarheid is dat 'n mens sy karakter openbaar deur wat hy sê. En dit is belangrik ons daarna moet kyk. So maklik om dit te doen. Dit is iemand wat voor jou ry. Iemand wat vir jou vinger wys en sê by jou gaan. Hoe reageer jy? Wat doen jy? Hoe tree jy op? Jy kan vinnig agterkom. Wat in die hele week wat jy weggewerk het in jou hart. Ag, maar het jy gebid, dan het jy die Bybel gelees. Net die geringste wat jou trigger, kom uit lelike ding uit. Verstaan, want onkruid in die goeie saad word saamgeplant. Kom eens agter nie. En dan sien jy skelwoord of jy praat nie soos jy moet praat, jy weet nie die mond van 'n kind van die Here moet uitkom nie, dan kom jy agter ek het verkeerd gedoen. Baie maklik om dit te doen. En dis wat ons moet oplet. Dit wat pastoor ook sê, die sondaar daar buite hou jou en my dop. Hy wil stop. En net dit wat jy sê, hoor hulle sê, daai ou sê, hy's 'n kind van die Here, sy sê die kind van die Here, maar kyk hoe gaan hulle aan. Ja. Spreuke 4 vers 23 sê, watch over your heart with all diligence, for from it flow the springs of life. Ander woorde, wat ek hier lees, is dat jou hart is jou stoorkamer. As 'n boodskap dat ek gebruik het lang terug wat in my opkom. Waar ek gepraat het oor moenie jou skatte van jou hart oopmaak. Moenie jou skatkamers van jou hart oopmaak, is die regte woord gewees. Moenie skatkamers van jou hart oopmaak. Hoekom? Want daar's baie keer sekere dinge in jou hart weggebêre wat net jou en die Here se is. Verstaan jy? So maklik om ander dinge by dit in te sit, maar dis hoe ek sê, jy moet so versigtig wees, dat jy oor jou hart moet waak, want as jou stoorkamer, dit is 'n fontein, waaruit soet en bitter water kan kom. Dit is wat Jesus sê, dat 'n slegte mens, slegte ding beteken altyd deur, of ongoing, is 'n ongoing thing. Dis 'n leefwyse van daai persoon. Hy of sy weet nie om goed te doen nie, en dit wat hulle doen, vorm hulle karakter. Weet jy, om daardie juk te breek, hoor jy nie al die mense, al wys dit jy 'n lelike karakter, is nie al die mense met 'n lelike karakter wat lelik is nie. Hy het so groot geword, miskien in 'n huis waar alles nie reg gegaan het nie. En hy moes hard wees, hy moes dinge doen, en dat daai karakter gevorm van hom, verstaan.
Maar nou daai hele ding te swaai om my harde punte en dorings van weg te kom, het jy die Here nodig om dit te doen, om dit af te skuur en te sny en te snoei. Die Here nodig, Heilige Gees nodig om dit te doen, om daai sagtheid in jou te kry. Want baie mense het nie daai sagtheid in hulle karakter nie. Hulle is harde mense. Ek weet van mense wat eers sal huil as sy vrou doodgaan nie. Het ek gesien. Ek weet van mense wat eers 'n traan gestort het oor hulle kind gesterf het nie. Jy kry dit. Nie dat sê is verkeerd nie, maar dit wys jou die hardheid van die hart. Want sonde maak jy hard. Sonde maak jy hart ongevoelig. Dit steel vir jou karakter. As kinders, as jy gehuil het, en jy duim sê gemaak, sê my pa, hou die ander duim, dan stel op met die hamer, of ander, hou daar slaat die hamer, van die hamer sê die ander duim ook. Dan moet jy probeer ruil, nou altyd duim is geseer. Ons het so groot gemaak, verstaan? Jy mag nie gehuil het as man nie, as sien mag nie gehuil het nie. Ek meen, ek kan nie eens dink in daardie tyd, was ooit 'n pleister op ons seerplekke gehad nie. En ons het al seer gekry, het alles oopgekloot, as jy 'n steek gekry en loop jy nog, sê jy loop, dit se gesond word. Dis hoe ons groot gemaak was, verstaan? En dit het jou karakter aangeraak, jy is gevorm in daai kon later van tyd, dat jy niks omgegee het nie, want jy so was jy geleer, en so was jy groot gemaak. En dit is belangrik, dat as jy so is, en jy het geen gevoel, weet jy, as jy hard is, hoe gaan jy die stem van die Here hoor? Onvergifnis gesindheid maak jou hard, sonde maak jou hard. Hoe kan jy die stem van die Here hoor? Hoe kan jy met hom deel? Hoe kan jy met hom kommunikeer, gemeenskap hou as jou hart is? Dis hoe mense gevorm is. Ja. 'n Slegte mens, dinge beteken altyd deur ongoing thing. Dan derdens, wat ek sê vir julle dat van elke ydelle woord wat die mens praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Ydelle woord beteken leefwoorde, geen betekenis nie. Luister, ander vertaling is careless words. Wat beteken, 'n onverskillige woord is 'n woord wat gespreek word sonder dat daar enige gedagte gegee word aan wat gesê is. So jy spreek maar die ding is net so. Is deur die mag van gewoonte wat ons baie keer dinge sê. Jy's gewoond om te skel as seker dinge gebeur. Jy's gewoond om sleg te sê as seker dinge gebeur. Is deur die mag van gewoonte wat ons daai dinge doen. En dit geen betekenis agter dit nie, want dit is deel van jou karakter. Every careless word we speak will be like verbal boomerangs. Jy ken 'n boomerang, jy gooi kom hy terug na jou toe. Daardie verbal boomerangs gaan terugkom na jou toe, which will meet us again at the judgment, either at the bema seat believers or at the great white throne unbelievers. Want die Bybel sê, ons gaan rekenskap gee in die oordeelsdag oor die ydelle woorde wat ons gespreek het. Mensdom. Dit beskrik. Dit beskrik. Luister. We as believers, on the other hand, while fully capable of thinking nonsense, should restrain ourselves from displaying it. We should measure our words before we broadcast them to the public. Ondersoek dit. Dink mooi voor jy dink, sê jy voel jy wil 'n ou skel, dat die seemetjie af was, jy dink mooi, want as dit oor jou lippe gekom het, is dit verby. Moet dit nie doen nie. To think before we speak takes time.
Thus the command to be slow to speak. Slow to speak. Vinnig om te dink, stadig om te praat. There is no faster way to destroy our lives or the lives of others than with words. Jou eie lewe word daardeur geraak. Want die woorde wat jy spreek, die woorde wat jy uiter, bepaal jou toekoms. Sê die vriend, jy gaan nooit ergens skool nie. Jy gaan nie matriek maak nie. Wat gaan jy ons die matriek maak? Jy gaan nooit werk kry nie. Min weet hulle wat hulle doen. Jy spreek dood en lewe oor 'n dood, oor 'n kind se lewe uit. Jy bind jou kind vir die res van sy lewe. Verstaan, jy kan dit nie doen nie. Woorde, dis wat kinders nou in hierdie tyd spesifiek en nou in Desember, hoe gaan kyk, jy sal wees die laas jaar, weet nie hoeveel kinders het selfmoord gepleeg, kinders wat in matriek was, wat die geslaag het nie goed het selfmoord gepleeg. Verstaan, maar as jy gaan terugkyk en bietjie naast jy kan sien, dat sy ma en pa wat oor hulle uitgespreek het. Woorde dra krag. Ons kan dit nie doen nie. Ons mag dit nie doen nie. Want dit vernietig nie net jou lewe nie, dit vernietig ander mense se lewe. Want dit wys met wat loop in jou hart rond. Baie keer krop ouers op tot 'n sekere kan ek sê tydperk en ontplof hulle. Ek is nie wat so, ek praat nie so, en ek hou alles binne, wat eintlik verkeerd is, om alles binne te hou, dis nie goed nie, mense moet kan praat. Ander mense sal weer praat as jy iets sê wat goed is. Maar jy moet dit nie binnehou nie, jy moet nie daai dinge by mekaar maak nie, dit kan mense se lewens vernietig, en Jesus sê dit duidelik, dis gevaarlik, want jou mond is die instrument wat gebruik word om mense se lewens te vernietig. In die oorvloed van die hart spreek die mond. Voor ek kom die laaste punt, net die wat ek gekry het vir my so mooi, ek het daaroor gepraat, Psalm 39 vers 2, julle moet 'n bietjie gaan lees. Wat Dawid kom en hy kom vra die vraag, hy sê, Here, maak aan my Dawid bekend, hoeveel daad ek oor voor gaan sterf. Die storie agter die storie daar is dat Dawid het gesukkel met sy mond, daai Psalm. En hy praat van die goddelose mense, né? Dan praat hy uit, soos hy sê, as Here, daar's vuur in my hart, met ander woorde, Here, ek gaan nou ding sê en ek moet sê nie, dat ek sê. En elke keer het hy gevaar, elke keer kon hy homself aandoen en hy dinge gesê, teenoor die goddeloos wat hy moes gesê, hy moes hy vooraf nie bely. En toe later vind hy die wonderlig, wat ek enige tyd nog oor, met al my dinge wat ek verkeerd het, moet ek doen, is die Here wat vra, hoeveel daad het ek oor om te leef, dat ek reg maak. Verstaan? So dis so maklik, om oor en oor dieselfde ding te doen, oor en oor dieselfde ding te sê, en te sondig in die oog van die Here. Dis wat hy gedoen het. Ons moet versigtig wees. Maak nie saak hoe kwaad die persoon jou maak nie. Maak nie saak hoe kwaad die mense jou maak nie. Maak nie saak hoe kwaad hulle jou maak nie. Jy kan nie met daai dinge in jou hart rondloop en dit gaan 'n orkaan word later van tyd. Verstaan? En wanneer die orkaan ontplof, is dit woorde wat gaan sny en woorde wat gaan vernietig. En luister vir my, dis wonde wat toegedien word, wat geen mens kan heel behalwe die Heilige Gees nie. Bloeiende kinders van die Here wat bloei, deur pyle wat afgeskiet word, kan geen medisyne kan daarvoor help nie. Geen psigiater kan iets omtrent doen nie. Dis die Heilige Gees wat daai wonde kan heel en skoonmaak en verbind, niemand anders nie. Van die spyle van die tong is gevaarlik. Ja. En Dawid sê, help my Here, dat ek nie weer dieselfde ding doen nie. Dieselfde as ek met die Here wys met net hoeveel daad ek oor om te lewe. En dit geweet, een of ander tyd moet hy sterwe, as ons hy aangegaan het met die goddelose, was hy tyd miskien baie kort.
Gelees hy Psalm, baie interessante Psalm. Dan laastens. Hy sê, want uit jou woorde sal jy geregverdig word, uit jou woorde sal jy veroordeel word. Jou woorde bepaal jou ewige bestemming. Daar is 3 dinge waardeur 'n mens wys wie jy werklik waar is. 3 dinge. Waardeur 'n mens wys wie jy werklik waar is. Nommer 1, jou gedagtes. Nommer 2, jou woorde. En nommer 3, jou dade. Trio. En daar hoort sekerlik in al hierdie dinge wat ons nou vanmôre genoem het, 'n duidelike verskil te wees tussen diegene wat Jesus se eiendom is en diegene wat glad nie behoort nie. Oor die pastoor gesê, ons mag nie dieselfde wees as die sondaar buite nie, as die wêreldling. Ek kan nie leef soos 'n wêreldling, praat soos 'n wêreldling, aangaan soos 'n wêreldling, en ek verwag van die Here om my te seën, wag vir die Here om my pad oop te maak, dit gaan nie werk nie. Ons word eintlik geoordeel deur die toestand van ons hart. Nie so seer die woorde nie, want die woorde wat ons uiter wys wat in ons hart is. Onthou, ek sê dit weer, Jesus kyk verby die uiterlike mens. Kyk dat Dawid wat gekies was as koning, rooikop seentjie, vol stroete, 'n veldman wat skaap opgepas het en geen geleentheid gehad nie. Maar die Bybel sê, die skape gered uit die bek van die leeu en van die beer. Sy broers was die teenoorgestelde forsgeboude krygsmanne wat wapens kon gebruik, wat oorlogsmense was, wat op die slagveld was al die tyd. En toe Samuel kom om te salf, toe sien hy, ja, maar hier staan die manne hier, die sal mooi manne hier, allemaal fors gebouw, salf die ene, die Here sê nie, salf die ander nie, salf die ene, toe die laaste kom, toe sê nie, toe vraag hy vir Dawid se pa, is daar nog iemand? Miskien nie, want die Here sê, is nog iemand, ja, is iemand. Hy dan die veld, hy pas skaap op, hy sê, gaan haal. So mooi kan onthou, die boodskap wat hy gebring het, paar jaar terug, my brief van die Here, wie kan het daar my brief van die Here, waar ek julle gewys het, dat sy pa en sy broers, dat gedink het Dawid is 'n buite-eggelijke kind. Net sy ma en hy, het geweet, dat hy is dieselfde bloed. En wat maak sy pa en moed, want die profeet het gesê, het gaan haal vir Dawid, en hy sal vir Dawid, heeltemal nie teenoorgestel so, God het verby die uiterlike gekyk, as jy nou gekyk het daar koning, as jy iemand nog gekyk, 'n forsgeboude, want dat is toch, allemaal wat oorlog voer, wat krygsman is, maar 'n skaapwagter, wie maak 'n skaapwagter 'n koning? Hy kan skape tel. Verstaan? Hy kon 'n paar ander dinge kon hy doen. Hy kon 'n slingervel gebruik, hy kon nie sy swaardjies optel nie. En die Here sê, salf hom, want hy is die een. Dis hoekom ek sê, die Here kyk verby die uiterlike, en hy kyk in die hart van die mens. Moenie dink die persoon wat verbyloop, lyk soos 'n boemelaar, die mooi aangetrek, die met 'n Bybeltjie opgevrommel in sy hand, miskien 'n sakbybeltjie, dat hy ou niks beteken nie. Daai mense het baie keer meer as wat jy en ek het. Wêreld sê hy niks nie, die finansies miskien nie baie wat ons het nie, maar in sy hart is hy ryker dan ons. Want die Here kyk na die hart van die mens. En dis hoekom dit belangrik is, en ek wil die boodskap by julle laat vanmôre.
dat ons moet seker maak, dat ons hart reg is. Ons word eintlik geoordeel deur die toestand van ons hart, nie soseer die woord nie, want die woord wat ons uitwys wat in al die tyd in ons hart was. What we utter now so freely and without blushing will then strike us dumb and be matter of greatest shame of confusion to us in the presence of God and His holy angels. So daar kan jy nie die duiwel skuld gee of blameer en sê, Here, maar die duiwel, nee. Jy het toegelaat in jou hart, jy het ingeneem in jou hart, jy moes dit gekeer het en jy moes werk gemaak het met dit. Ons kan nie van minder jou te wys nie. En na vanmorgen nog minder, hoor wat die woord sê, pas dit toe in jou lewe. Neem elke gedagte gevangene tot gehoorsaamheid aan Christus. Spreek jy regte woord, spreek lewe uit oor jou broer en suster. Spreek lewe uit oor jou kinders. Spreek lewe uit oor jou kleinkinders. Spreek lewe uit oor jou baas. Maak nie saak wat hy weet, spreek lewe uit oor hulle seëninge uit. Want as die boemerang wat gaan terugkom agterna jou toe. As jy die regte dinge uitspreek, gaan jy ook die vrugte pluk daarvan. Don't sow death. Moenie dood saai nie, mense. Moenie dood spreek nie. Ons sê so maklik, ek lag my dood. En daai boodskap, ek lag my dood. Nee, jy lag baie of jy lag hard of jy lag van. Moenie daai woorde gebruik nie. Want elke woord wat jy sê, roep jy daai ding na jou toe en dit word deel van jou lewe. Don't do it. Ag nee, die boodskap vanaand, vanoggend in die hart te sien. Kom ons sê dankie vir Jesus vanmorgen. Kom ons bid saam, Vader. Ons het duidelik gehoor, die stem gehoor. En ons sal vanmorgen ons deel doen, ons sal die vraag stel. Ons wil die vraag, Here, om die pad saam met ons te stap. Ons wil die vraag, Here, om ons hand te vat. Leer ons deur die Heilige Gees. Dat ons gedagtes in beheer sal kry, nommer 1. Dat ons elke woord wat in ons gedagtes geplant word, Here, sal werk maak met sif en kyk of die regte woord is. Voor ons het toelaat in ons hart. Dat ons hart 'n stoorplek sal maak van kosbare dinge. Ons hart sal vol met die woord, dat wanneer ons die woord spreek, Here, of wanneer ons wel ons mond oopmaak om te spreek, dat ons woord sal spreek. Dat ons wel ongelukkig voel oor sekere dinge, ons die regte ding sal sê. Wat ander sal stig, my man sal stig, my vrou sal stig, my kinders sal stig, my kleinkinders sal stig. Net nie kan dit doen. Daarom kom ek vanmorgen uit te Jesus en ek vraag, die by elkeen sal stilstaan, ek ken elkeen vanmorgen hier, ek ken hulle by die naam. Jy weet waar hulle woon. Jy ken hulle harte, die Bybel sê, jy ken die harte, jy toets het van die mure. Jy ken hulle harte, jy weet wat in elkeen se hart is. Is daar onkruid is wat ontslaag geraak word of skoonmaakproses dat hulle hier toe sal gaan en sal vra dat hulle sal help om van al daardie dinge ontslaag te maak, vir die vyand hou daarvan om sy asstukke leeg te maak in ons harte. Dat daar genoeg plek sal wees vir die goeie en geen plek vir die slegte. Dankie vanmorgen dat ek kan vra in Jesus naam en ek weet jy sal dit doen. Ek prys, loof en ek kan bid daarvoor in die naam van ons Here Jesus Christus. En alle kinders van die Here sê, Amen. Amen. Kom ons dankie vir Jesus. Glorie.